Sy naam vanoggend moet geaanbid word. Vanoggend wil ons saam met die engele en saam met die lewende wesens en die vir almal neerval en neerkniel en neerbuig en net om aanbid, because He's good and His mercies endure this morning forever. Amen. Wij vanoggend saam met die te wees dat die Here vanoggend nog vir ons begenadig het. Want sonder die Here kan ons vanoggend niks doen nie. Praise die Here. The Lord is good. He's always good. He's faithful and His mercies endure forever. Tot hiertoe het hy ons gebring, het ons deurgedra en vanoggend het ons rede om bly te wees. Ons rede om dankbaar te wees van die Here vanoggend is goed. Daarom het David sê, David, wat kan ek die Here vergeld? Wat sal ek hom ooit vergeld? Vir sy weldaad. Die Here is goed. Amen. Prys die Here. Vanoggend is hier om die naam van die Here groot te maak. Bly vanoggend saam met die te wees. Prys die Here. En dat ons vanoggend saam die Here kan aanbid, die Here kan oplig en die naam van die Here te kan prys. Bly vanoggend weer om vir John saam met ons te hê. Gee die Here prys. Hallelujah. Oh, He's worthy. And He's mighty and He's great. And He's the Lord of Lords and the King of Kings. Ek dink dit gaan nie van my reg wees. John, jy moet dan iets kom sê. Amen. Ek dink is dan ons verskuldig. Kom Philip, John. God is good and He's faithful. Oh, die Here is net groot. En Hy is wonderbaar. Gemeentes, praise the Lord. Hallelujah. Morning, people. God say. Ek
net verstaan dat die gemeente het vir my gebring. Amen. Van die gebede aan die omgee. Ek dink maar die mense by Christus is, ek kom my gauw agter dat die Here is goed ongeag. Hy vat jy deur die Christus. Ek sê altyd, there's one thing God could have done, to stop it, he didn't do it. Maar as iets wat geleer in by Christus is dat jou awareness van God, heightens gevaarlik baie hoog. Hy is baie bewus van die Here se teenwoordigheid, van sy genade en van sy goedheid. En ek dink, dis een van die vrae wat ons vra eendag wanneer ons by Jesus in die hemel is dat in die midde van my crisis, where were you? En then God was so. Wat kon gebeur as hy nie saam met my was nie? What could have happened if he wasn't there? What could have happened if his angels didn't surround you? He didn't protect you? Ek dink dat die hand van God is teenwoordig in ons lewens. Daarom sien ons dit nie. Dan verstaan ons die woord sê so, en omdat die woord so sê, glo ons dit. Amen. Wat die kan gebeur. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. We will continue to pray for John and for Betty en die familie. Wonderbaarlik wat die Here kan doen. En as jy nog vanoggend twyfel in die Here. Amen. He's been good and he's been faithful. Hallelujah. Ons die afgelope paar donderdae het ons gereeld by John sy huis by mekaar gekom and we were just discussing the word en uit die woord het geleer en die Here was dit in ons midde gewees en ons het net gedurig deur besef hoe goed die Here is. Halleluja. Satan het alles probeer, prys die Here, jy moet tyd maak om by John te gaan sit en te gaan luister hoe dit gebeur het en wat die Here gedoen het en dan staan jy in verbasing oor hoe God sy hand oor jou hou. Amen. Jy kyk na Job se lewe en dan gee die Here vir Satan permission om alles weg te vat. Maar dan sê die Here ook vir hom en hou sy siel behoort aan my. Amen. En ons is vir die Here so innig dankbaar en bly dat die Here vanoggend nog steeds besig is om verder aan John te werk. Ons vertrou die Here vir volkome genesing en vir volkome aanraking. Prys die Here. Halleluja. Ons het gevoel, John, glo my verseker, ons het dit gevoel. Bybel sê as een lid ly, dan ly die hele liggaam. Niemand kon dit geglo het en gesê, John, as jy seker is, John, ja, dit was John en is nog steeds John. En die Here vanoggend is net amazing. Halleluja. Gee die Here praise. Halleluja. Oh, he's faithful and his mercy and his great. Hallelujah. En op John se pad van herstel het hy 'n vrou wat meer constantly op hom is. Sy hou met 4 oë dop. Maar hy beweeg in die huis, sy's daar. Sy maak seker dat hy al die aandag en al die liefde kry en dankie Betty vir jou onbaatsigtige liefde. Was ook nie vir jou maklik nie. Maar ons weet dat die Here vir jou soveel wysheid. And we just love you. Ons glo dat familie is belangrik vir die Here. Amen. En daarom wanneer ek wil net vir u sê wanneer een dit ly, dis amper soos Miriam toe sy verkeerd gedoen het. Toe staan die laar letterlik stil vir 'n paar dae. Ek dink dit was 30 dae. Because for Moses was it important, hy wou vir Miriam saam met hulle gevat. En dit is wat so is in die bediening van die Here, dat wanneer een ly, ons voel dit saam met julle. Amen. So ons bid en ons vertrou die Here, and we feel your pain and your suffering. En daarom was dit vir ons belangrik om saam met John en met Betty nog steeds hierdie pad te stap. En ons vertrou dat die Here verder wonders gaan doen. Prys die Here. Kom ons gaan, ek wil met die saam lees Genesis hoofstuk 4. Genesis hoofstuk 4. Genesis 4 vers 7. Ons het in die week juist toe ons besig was
met Bybelstudie donderdag met hierdie skrif weer sterk na vore gekom en ek het 'n bietjie gekop en gedink daaroor, 'n bietjie ingebid en weer eens besef die challenge en die uitdaging waarmee ons as kinders van die Here sit. En mag die Here ons vanoggend help dat ons met soveel intensiteit na hierdie skrif sal kyk en weer vanoggend sal net besef dat the power of sin, but Jesus has broken the power of sin. Dan sê die Here dat as daar die sondeval, ons almal weet dat voor die sondeval was alles perfek gewees en dan gee Eva toe aan die stem van die Satan en die hele wêreld is in sonde gehul en in sonde geval nadat die mens gesondig het. En dan word Kain en Abel word gebore in hoofstuk 4. En dan sê die Bybel in vers 6 en die Here sê vir Kain, waarom is jy kwaad? Kain, waarom laat jy jou hoof hang? As daar nie vir jou verheffing as jy goed doen nie en as jy nie goed doen nie. Dis die Here wat sê. Hy sê dan die sonde het lê en loer voor die deur. Sê die Here verder, sy begeerte is na jou, maar jy moet daaroor heers. En ons sê, if you had done the right thing, you would be smiling, but because you have done evil, sin is crouching at your door. It wants to rule you, but you must overcome it. In vertaling sê, sin is a demon and it's crouching at the door. En die vertaling sê, is not sin at the door like a crouching beast, hungry for you. Sonde begeer na my en na jou. En dan sê die Here vir Kain, hy sê dat lê en loer voor die deur. In eenvoudige taal wil ek amper sê, dat wanneer die Here so 'n skrif noem of so 'n skrif praat, dan is dit amper asof dat die sonde is nie van plan om te wyk nie. Ek lê om te bly, ek lê om te begeer, ek lê om jou te vernietig. As nie van plan om te beweeg nie. En daarom, kind van die Here, as ek en jy constantly, as ons oor hierdie uitdaging wat elke dag by my en by jou lê, by jou deur, en dit loer oor jou, dis amper asof dit wag oor jou hou, en dit het een begeerte om jou te vernietig. Daarom kan ek nie verstaan dat baie van ons nog verkies om net sonde te speel. As uit om jou te vernietig. Amen. It's crouching like a beast and it is hungry for you. Ek begeer jou, ek soek na jou elke dag. Daarom staan Satan ook bekend as die aanklaer van die broers. Hy klaar jou dag en nag aan. Hy is nie tevrede met jou nie. Ek en jy kan nie een oomblik agteroor gaan sit nie. Net wanneer hierdie woord gee in hierdie feesgety waarin ons lewe, sien ons dat baie gee aan. Baie kan dit nie meer staan nie. Baie verlang terug en begeer, veral omdat die Satan weet, as daar 'n swakheid in my lewe is. Amen. It's crouching, my woord beteken it bending, it wants to cripple you.
wat jy vir die Here het. And he keeps on knocking. He keeps on lying. Dat wil nie beweeg nie, want hy soek jou. Amen. And his desire, sy begeerte, het is na jou. Die desire, it means it's an internal act, which by influencing the will, makes us proceed to action. So dat wil in die wil van my uitkom, daarop begin hy in die mind, en hy laat jou top oor 'n gedagte. Hy laat jou dink oor 'n gedagte, en hy maak dit vir jou aanloklik. Amen. Hy wil vanoggend sê, sin is dirty. We must hate sin with a passion. Because dat wil my aftrek van die Here af. Dat wil my weghou van die Here af. Sin don't want me to experience the joy and the blessing wat ek met die Here moet hê. En ons moet sonde met alle mag wat binne in ons is, moet ons dit beveg. Daarom moet ek en jy hardloop. Met alles wat binne ons is, moet ons weghardloop. Sin is consequences. Daar is altyd kind van die Here, hoor my. Daar is altyd gevolge. That's why we must preach constantly. Van die Here wil jou uit die toestand uithaal. Maar die kerk wil nog sit en speel. Dis ons Israel. Toe hulle geweet het wat het van Moses geword nie. Toe sê hulle vir Aaron, maak vir ons 'n God. Want ons weet nie wat het van Moses geword nie. En die Bybel sê, hulle gaan sit en hulle gaan speel. Ek wil vanoggend sê dat die kerk moet besef that we are busy with a holy God. Ons is besig met 'n heilige God. En die werk van die Here is heilig. En wanneer dit by sonde kom, there's no compromise. Sin is sinne. Die Bybel, die Satan wil agter die pulpit kom en hy wil die woord soek op kante om vir te sê, as a writer, wat die vanoggend sê, we have to deal and to break the power of sin. Van die Here wil jou red. Sy begeerte is na jou. Hy soek na jou met alles wat binne in jou is. En sy plan is om jou te vernietig. Mag ek en jy as die kerk vanoggend besef, there is always a consequence. Ek sal die gevolge dra wanneer ek rebelleer teen God. Die kerk moet, as ons 'n studie doen in die Nuwe Testament, en ons sien is baie duidelik, en ek kan van my verskil, maar ek glo vanoggend, God se mandate, wanneer dit by sonde kom, het tog nooit verander. Ons kan sê wat ons wil, ons kan praat wat ons wil, maar ek wil vanoggend sê, soos God in die Ou Testament met sonde gedeel het, He will still deal with sin. Daarom van baie manne vat dit ligtelik op. Ons vat baie keer in die kansel ligtelik op. Baie manne, baie leiers, hulle doen in hulle lewe in sonde, en op 'n Sondag kom hulle hier, dan wil hulle sê, so sê die Here, maar wie vanoggend sê, God will protect what is holy. Daarom kan ek nie doen wat ek wil doen nie. Ek moet op my eie lewe let, en ek moet my eie heil, sê die Bybel, moet ek uitwerk met vrese en met beweginge. Baie sal soek om gestreel te word in die laaste dag. But let us
jou wil red. Ek het laasweek gesê, mense soms aan hierdie tafel sê, nee pastoor, nee, jy moet toch eens so streng wees, ja. Nee pastoor, jy wil hom, nee nou, jy sal oorheilig maak, nee pastoor, wat is dit dan niet met heiligmaking? Ek wil jou volgens sê, die woord sal nie afgewater wees nie, because it is the power of God unto salvation, en die kerk moet bekeer. Ons moet bekeer, kerk van die Here, van ons verkeerde weë. Amen. Ons kan nie sê, thou art holy, maar dan gaan ons terug in die sonde. Sonde is wanneer ek rebelleer teenoor God. Bly saam met my Deuteronomium 28. Deuteronomium 28. Ons soek baie kere net die blessing. As het waar? Ek kom na die altaar toe en ek sê, wil die Here moet my seën, die Here moet my bless. Maar ek gaan aan met my lewe. There's no fear of God. There's no repentance to God. Amen. Nee, ek wil vanoggend sê, daar's 'n blessing en daar's 'n seën. If I want to walk and to receive the blessings of God, I must be in right standing with God. Daarom het die Here Deuteronomium 28, het die Here vir sy volk die seëninge en die vervloekinge voorgehou. Luister wat sê vers 15. Vervloek sal jy wees in die stad en vervloek sal jy wees in die land. Ek moet eintlik vers 15 lees, vers 15 van Deuteronomium 28. If you not listen to the voice of the Lord, as jy nie na die stem van die Here jou God luister om sorgvuldig te hou al sy gebooie en sy aansettinge wat ek jou vandag beveel nie, dan sal al hierdie vloeke oor jou kom en dit sal jou inhou. So there's a requirement. If I want to escape the curse, as ek die vervloekinge van die Here wil ontvlug, then I have to listen to the voice of God. En wat is die stem van die Here in hierdie dag? Is God se woorde. En daarom moet ons bly in die raamwerk van God se woord. If you not listen to my voice, then you will receive the curse. Dis die woord van die Here, kerk. Dis God se woord. You will, jy sal vervloek wees. Dan gee Deuteronomium 28 vir ons 'n lys oor die vervloekinge. When I am not listening to the voice of God. So sonde is wanneer ek rebelleer. Sonde is wanneer ek nee sê vir God se woorde. Sonde is wanneer ek nee sê en ek wil my eie vleeslike gesindheid en my vleeslike gedagtes wil ek volg. Rebellie beteken ek wil nie na God luister nie. Amen. Sin is dirty. Sonde word verwys as dit praat van 'n kreet van besoedeling. Esegiel 8 vers 9. Whenever we talk about sin, it's about the dirtiness van dit wat ons doen. Luister wat sê dit in 8 vers 9. Esegiel 8 vers 9. Daarom sê hy vir Esegiel, gaan in en kyk na die grove gruwels wat hulle hier doen. En terwyl ek gaan kyk, daar was allerhande afbeeldinge van afskuwelike, kruipende, viervoetige diere en allerhande trekgode van die huis van Israel wat al rondom op die muur uitgesny was. En 70 manne uit die oudstes van die huis van Israel het daarvoor gestaan.
Jesanja, die seun van Safan onder hulle, en elkeen, sê die Bybel, het sy wierookbak in sy hand gehad, en die geur van die wolk van reukwerk het opgegaan. Die oudstes van die land, die leiers, die mense wat leiding moet gee, is besig om teen God te rebelleer. Daarom vanoggend, sonde is sonde. Amen. Sin separate us from God. Die verhouding wat eens daar was voor die sondeval, die fellowship, die relationship wat Adam en Eva gehad het, toe God gedurig deur in die tyd na hulle toe gekom het en met hulle gepraat het en sy hart met hulle gedeel het. The moment hy sin, it separate them from God. Daarom sê die Bybel, julle sonde het 'n skeidsmuur geword. Ek wil vanoggend sê, sonde is vuil, sonde is lelik. Amen. Daarom toe Dawid 'n man na God se hart, luister, toe hy gesondig het, ons lewe in 'n tyd waar baie gelowiges wil redeneer en sê nee, die Here verstaan. Daarom as jy verkeerd doen, dan gaan jy net elke keer terug en sê, Here vergewe my. That is the true repentance. When I truly repent, dan breek ek met sonde. David val in sonde in Psalm 51, toen hy die boete, sy smeeking. Luister hoe voel David terwyl hy gesondig het. Hy sê in Psalm 51, was my heeltemal van my ongeregtigheid en reinig my van my sonde. Hy sê in vers 10, laat my vreugde en blydskap hoor, laat die gebede juig wat u verprys sal het. Een translation sê, cast me not away from thy presence. David besef, die blydskap, die joy wat ek gehad het, toe ek kon geluister na die stem van die Here. David mis die fellowship en die connection wat hy met die Here gehad het. And sin, the moment I sin, it cuts me from that relationship and that fellowship wat ek met hom gehad het. And David asked and he said, Lord, please, don't cast me away from thy presence. Haar wil volgens sê, het is vreeslik vir die kerk en vir 'n kind van die Here, when you are cut off from the presence of God. Amen. Mag ons met alles wat binne ons is, en David besef, en hy sê, create me a clean heart, O God. Gee opnuut in die binneste van my 'n vaste gees. Gee my weer die vreugde van die heil en ondersteun my deur 'n gewillige gees. Daarom wil ek vanoggend vir u sê, dat ek en jy moet besef, daar's gevolge wanneer ek verkeerd doen. En sonde begeer dit lê by my deur, dit wag vir my, tot ek op my gemak is. Amen. Daarom sal hy altyd vir ons attack, wanneer ek en jy op ons vulnerabelste is. Het jy opgelet? Wanneer jy alleen is, ten die kamps. Hy kom nie voor jou om jou te sê, here I am sin now, my kom subtiel, en hy kom op 'n manier baie kere, hoe ek en jy dit nie verwag nie, but surely he will come, because the Bible is clear. God sê vir Kaïne, hy lê by jou deur, en hy wag vir die regte geleentheid. Almal ken die verhaal van Dawid. Dit is maar een van baie voorbeelde. David is 'n king. En die Bybel sê, terwyl dit die tyd is van die oorlog en vir die konings om uit te gaan om te veg, toe sê die Bybel, het Dawid by die huis gebly. Kan gaan lees, ek dink is op 2 Samuel.
En die Bybel sê, jy kan gaan lees, toe Dawid uit die slaap uit opgestaan het. Kyk op wat het tyd, kom die versoeking en die challenge vir Dawid. Hy slaap en hy staan op, en die moment toe hy opstaan, toe wys die duiwel vir hom iemand, 'n vrou, wat op 'n dak besig is om wat te was. Amen, en hy is so onskuldig. Dawid dink hy is 'n koning, hy is 'n man na God se hart, hy kan doen, en hy kan kry wat hy ook al wil hê. It doesn't work that way. Amen. Amen. I believe by God is daar altyd boundaries. Amen. Al wil jy dit nie hoor nie, maar God het boundaries geset. En die boundaries is sy woord. Amen. Ek kan nie buite hierdie woorde beweeg nie. Ek moet binne die raamwerke van God se woord bly. So dit wat die Here van my sê en van my verlang, dit moet ek doen. The moment I step outside of the boundaries of God, then I'm an open target. Ek is 'n open target vir die duiwel. En nadat Dawid as ek kom weer die vyand, nadat Dawid as sien, sê die Bybel, het hy navraag gedoen. Weet jy wat, Dawid het soveel byvroue gehad, hy kon by enige ander vrou kon hy ingegaan het. Maar weet jy wat was so vreeslik gewees? Bathsheba het aan iemand anders behoort. Sy was getroud. Dawid dink omdat die koning is, kan hy doen enigiets wat hy wil. Hy kan vat enigiets wat hy wil. En wie vanoggend sê dat dit nie vir Dawid gevrywaar, al was hy die gesalfde van die Here, het dit hom nie gevrywaar om te doen en te vat soos hy wil. En hy doen navraag. Hy stuur sy man, hy sê, gaan vind uit. Luister, en kom by hom en sê, Dawid, dis die vrou se naam, en sy is getroud. Net daar moes die gevaarligte eindelijk ingegaan het vir Dawid. Maar I believe, en is my interpretatie, die moment die gevaar is, when I open the door. En dan moes hy besef het, my gaan verder. En die Bybel sê het gemeenskap met haar gehad. Dis die hele verhaal gaan lees. Ek is so bly, die Bybel is baie kleer. As jy die verhaal van die incident lees, dan sê die Bybel baie duidelik, en die ding wat Dawid gedoen het, was verkeerd. Nou dit is wat ons nie wil hoor nie. Ons wil nie hoor, nee, die ding is verkeerd nie. Ons wil nie hoor, wanneer jy dan met jou gepraat en jy gesê het, jy moet breek met die ding. Ja, pastoor, maar is te moeilik. Ek sit met dit challenge, ek probeer so hard, maar elke keer sien ek en val ek net weer terug. Ek wil vanoggend sê, jy probeer te veel in jou eie krag. Nadat Dawid gesondig en verkeerd gedoen het, hy slaap met Bathsheba, en die profeet Nathan kom na hom en vertel vir hom 'n storie. En die vanoggend sê, terwyl Dawid na die storie luister, toe sê Dawid, wat met hierdie man gebeur moet word, hy moet doodgemaak word. En die Bybel sê, die Here sê teen Nathan vir hom, Dawid, hy is die man. En die volgende sê, is altyd lekker, as die Here jou hart openbaar oor 'n ding wat verkeerd is, amen. Maar Dawid besef, nadat die saak bekend geword het, besef Dawid, en die Dawid bid en hy vra, dat die Here hom moet vergewe. En die volgende sê, true repentance, is al, hoe ek die juk en die burden, en die mag van sonde, oor my lewe kan breek. Baie kere bekeer en bely ons, maar ons is nie opreg nie. Ek bid en ek sê, Here, vergewe my. Want as daar nog 'n smeeking of as 'n begeerte, ek wil nog graag die ding doen. Amen. God haat sonde. Amen. Jy sal dit hoor totdat Jesus kom. God haat sonde. Hy wil jou red, hy wil jou verlos. Hy die prys jou betaal,
jy en ek en jy moet in die oorwinning van die Here lewe. Hebreërs 3 vers 13 sê, vermaan mekaar elke dag, nie net occasionally, nou, every day, vermaan mekaar elke dag, solang as dit vandag genoem word, sodat niemand van julle deur die verleiding van die sonde verhard word nie. Kerk wil nie meer hoor van sonde nie. No, we don't want to hear it. My Hebreërs sê elke dag, amen, tydig en ontydig, oral waar ons beweeg, ons moet mekaar vermaan en sê, my broer, my suster, breek. Amen. En daarom as daar swakheid is, kind van die Here, gaan na 'n broer en 'n suster toe wat sterk is en sê, help my. Amen. Bely mekaar julle misdade, sê die Bybel, sodat julle gesond kan word. Ek wil vanoggend vir my en vir jou sê, ek wil afsluit met hierdie skrif in Openbaring 21. Jy sal vanoggend sê, pastoor, maar hoekom moet ek breek met sonde? Luister wat sê Openbaring 21. Jy kan gaan lees, nou wat ons besig is in die boek van Openbaring, kan jy agterkom vir al die 7 gemeentes, sê die Here constantly vir die kerk bekeer. Jy sal sê, pastoor, maar hoe kan die Here vir die kerk sê, as ons aan die wedergebore kinders van die Here nie? Ek wil vanoggend sê, jy moet breek met dit wat nie in God se wil en in God se plan is nie. Openbaring 21 vers 27 sê, en daarin sal nie inkom iets wat verontreinig is nie. Is dit waar? Of gruwelik, leuns, hulle wat leuns doen nie, maar die wat geskrywe is in die boek van die lewe en in die boek van die lam. Die volgende sê kerk daarbo gaan nie iets in nie. Iets wat verontreinig is, iets wat vuil is, iets wat gruwelik is, die leuns wat ek en jy doen en wat ons praat en wat ons elke keer nie van afstand wil doen nie, daarin sal nie inkom. Daar's nie 'n manier nie. Nou hoe kan mense jou vandag instoot? Hulle maak dit so maklik. Ek moet elke dag vra, Here, help my. Elke dag moet ek bid en sê, Lord, have mercy on me. Wys my wat is verkeerd in my lewe. Daarom wil ek vanoggend sê, as jy nie kan vergewe nie, kind van die Here, soos Christus vir my en vir jou vergewe het, we have to forgive. Ek moet vergewe. Ek kan maar nou hier doen sonde, maar ek moet vergewe. Why? Because Christ has set the example. Ek kan vanoggend redeneer en sê, maar ek is nie die Here nie. Maar wil jy vanoggend sê, because Christ has forgive me, I can forgive. Omdat hy my vergewe het, omdat hy vir my die prys betaal het, because he has laid and paid the price for me, I can forgive. Jesus is the perfect example how, and he showed us how to master sin. Hy het nie toegegee aan die sonde nie, but he laid down his life. Omdat hy sy lewe afgelê het, kan ek en jy in oorwinning lewe. Daarom kan ek sing, there's victory for me. Amen. Want ek sing, there's victory for me. Maar ek doen elke keer die sonde nie nou. There's victory, why? Because I'm an overcomer. Why? Because Christ has won the victory. Hy het die mag van sonde aan die kruis totaal en veral vernietig. En daarom kan ek en jy in sonde lewe. Ek wil afsluit gewoon met die vers en bly ons saam met my na Romeine 7. This is powerful. Even the apostle battled with this issue. Romeine 7, Paulus sê, as ek die goeie wil doen, dat is die kwaad altyd teenwoordig. Constantly there's a battle. As ek die goeie wil doen, dan staan die kwaad ook by die hand. Dis die challenge wat ons het, kerk van die Here. Die uitdaging wat ons het, elke
We have to fight and to flee from sin. Romeine 7 vers 15, want wat ek doen, sê Paulus, dit weet ek nie. Want wat ek wil, dit doen ek nie. Maar dit wat ek haat, dit doen ek. Het jy opgelet, as jy baie keer die verkeerde ding doen, nie weet is verkeerd, dan besef jy en jy vraag jouself, hoekom het ek het gedoen? That's why constantly the Holy Spirit hy oortuig ons gedurig deur. Daarom sal die Here ons altyd waarsku en met jou praat en jou sê, moenie dit ding doen nie. Ons neig te oor na die vlees en ons eie begeertes. But God is constantly speaking to us through His Spirit, reprimanding us and said, my child, don't do it. Paulus sê, ek ellendige mens, in Romeine 7:24, wie sal my verlos van die liggaam van hierdie dood? En dan sê hy, ek dank God deur Christus Jesus, onze Here. Paul sê, ek ellendige mens, ek kan myself nie red nie, maar deur God, in Christus, kan ek in oorwinning lewe. Paul sê, sonde het nie meer mag oor my nie, maar ek lewe nou in die oorwinning van die Here. Mag ek die Here ons volgende jaar kind van die Here, soos die Here in Genesis met Kain gepraat het en vir hom gesê het, it wants to rule you. En sy begeerte is na jou. Hy sal jou nie verlos nie. Amen. But you must overcome it. En ons lewe vanoggend in die oorwinning van wat Christus aan ons gedoen het. Amen. Kom ons staan. Halleluja.